'n bees wat presteer sit geld in jou sak, maar om te weet watter potensiaal so 'n bil is dit nodig om sekere data in te samel. En ons gesels vandag met Melville Ferreira van die diereproduksie-eenheid by die Landbou Navorsingsraad hieroor. Melville, baie dankie dat jy vandag by ons aansluit. Nou, die LNR toets beeste in 7 fases, waarvan fase C en D toetse op prestasie gefokus is. Maar vertel eers vir ons die fase C toets, wat word daar gemeet? Hallo Lise, baie dankie vir die geleentheid. In 'n fase C toets is waar bulle kom vir individuele voername toetse. Bulle word opgeneem tussen 151 en 250 dae van ouderdom. Elke ras het spesifieke gewigsgrense waaraan hulle moet voldoen. Dan is met toetslengte totaal 112 dae, 84 dae is 'n intensiewe toets en 28 dae is die aanpassing. Nou gedurende aanpassing word die bulle nou maar geleer. Hulle pas aan op die nuwe voer, hulle moet geleer word hoe om by die hekkies te eet, wat 'n spesifieke hekkie is, die bulsinne, en dan die gedurende die 84 dae wanneer hulle nou die hekkies word toegemaak, hulle word intensief gevoer, elke bul word op sy eie plek gevoer. Ons weeg op Vryburg weeg ons donderdag, so donderdag weeg ons die bul en sy voer. Dan stel dit my in staat tot, elke week doen ons dit, elke 2 weke stuur ons dan verslae vir die teelers. Dit is dan op jou 14, 28, 42 en 70 stuur ek verslae vir die teelers. Ons het kaarte in die kraal wat ons ook trek, so jy kan mooi sien die bul se groei tempo op daai stadium van die geveg. Jou 84 dae stuur ek vir hom die finale verslag, jou groei toetsverslag. Nou voor ek dit kan stuur, moet ons die toets afgesluit het wat sy merites inkom. Die spesifieke rasgenootskap moes eers die bul kom goedkeur het en sê of hy voldoen aan die rasstandaarde. Dan kan ons hom brand volgens sy prestasie goud, silwer of brons wat hy gedoen het. Goed, dis nou fase C, wat van fase D, wat toets julle daar? Op 'n fase D werk is ons doen die GDT kan nog steeds daar gedoen word. GDT is jou gemiddelde daaglikse toename wat ons meet, selfs soos in die fase C is jou gemiddelde daaglikse toename wat meet, maar ons meet jou Kleiber verhouding. Kleiber is 'n aanduiding van hoe doeltreffend die dier sy voer gebruik. So hoe beter die Kleiber verhouding of syfer, hoe beter is dit vir die dier. Daar is dit, die dier mag maksimum 425 dae oud wees en hy moet die groepie diere mag nie meer as 100 dae in ouderdom verskil nie. Ek moet 'n minimum van 10 diere insit in die toetsie. So jy kan ook kies dan nou, die toets kan 84 dae wees, intensief, dan kan hy opgaan tot 'n maksimum van ekstensiewe toets van 270 dae. So dit hang nou maar af wat jy wil gedoen het daarso. As jy heeltemal ekstensief op die veld toets, dan kan mens strek na 270 dae toe. Jou aanpassing kan mens strek, ek dink van 21 na 90 dae toe. So dit alles varieer maar van jou omstandighede. So wat is die grootste verskille tussen die twee? Die grootste verskil tussen jou fase C en fase D is, in fase C kan ons individuele voerinnames bepaal. Op die oomblik is jou tipiese voeromsetverhouding in Suid-Afrika tussen 4.5 en 7.5 oor al die rasse. So hoe laer, hoe beter, minder voer gebruik die bul. Waarteenoor in fase D bepaal ons die individuele voerinnames. Dit gaan, die bulle eet almal, dis nie in een groot krib, so kan ek sê. Daar is nie individuele, bulle word individueel gevoer nie. So dis maar die groot. En in fase C kry bulle prestasiesertifikate en word merites gebrand. Fase D kry hulle ook prestasiesertifikate, maar hulle word nie merites gebrand nie. Wat gebeur nou met hierdie inligting wat verkry word? Op die ou ende, al die inligting wat ons doen, laai ons op die intergestelsel. Dit word weer deurgetrek na die verskillende rasse neem dit op met hulle stelsels ook. So dit vorm deel van die dier se teelwaardes op die ou ende van die dag. Nou, hierdie inligting, hoe kan 'n boer die syfers tot sy voordeel gebruik en binne in sy bestuursplan inwerk? Die syfers is baie belangrik, om dan kan mens makliker identifiseer wat jy dink dit is dalk visueel 'n mooi bul, maar hy presteer nie. As 'n syfer onder 90 is op 'n indeks, dan beveel ons aan dat die bul geslag moet word, want hy dra daai genetika oor, so dis 'n dier wat glad nie gaan vorentoe presteer, sy nageslag gaan ook nie presteer nie. Wat kan 'n produsent doen as hy graag deel wil wees van hierdie toetse? Hulle kan op ons webwerf gaan kyk, of hulle kan my kontak, en dan kan ons vir hulle na die regte, as hulle byvoorbeeld in Noordwes areas of Noord-Kaap, dan kan ons hulle kom bystaan. As hulle in die Vrystaat is of in enige ander provinsie byvoorbeeld, dan kan ons hier die korrekte tegnikus kry om met hulle te kontak te maak en hulle te gaan sien. Klink vir my waardevolle inligting. Melville, baie dankie dat jy vandag by ons kom kuier het om hieroor te gesels. Melville Ferreira van die Landbou Navorsingsraad wat vandag met ons gepraat het oor die prestasie van beeste, dat dit natuurlik geld in jou sak is en hoe meer jy weet,
hoe beter vir daardie potensiaal wat vooruitgesien kan word.